Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus ons koning. Vandag gesels ek met jou uit my bos, paleis, op die grens van die Kreerwiltuin. Wat 'n voorreg, is die Here nie net goed nie. Nou, jy weet, in hierdie program praat ons oor effektiewe gebed. Gebed wat resultate oplewer. Gebed wat getuienisse produseer. Ek het baie keer gewonder, voordat ek met hierdie reis begin het, hoekom mense nie wil bid nie. En toe het die Here vir my gesê, maar het julle al geleer bid? En toe het die hele reis begin, in Lukas 11 vers 1, waar die disippels vir Jesus vra, leer ons bid. En dit is toe my reis, en ek vra vir die Here, wel Here, ek kan hulle nie leer bid, voor U my nie leer bid nie. En dis waar hierdie hele reis begin het. En die Here het vir my goed oopgemaak, wat nog altyd in sy woord was, maar wat ons net nooit geleer is nie, van hoe effektiewe gebed werk. En ek het nou vir jou 'n klomp van daai gebedswapens gegee, en met jou gedeel, en as jy die boeke wil kry wat daaroor geskryf is, weet jy mos al in hierdie tyd, jy gaan na www.prayerevangelist.com. En daar is al die boeke, maar vandag praat ek met jou oor seker een van die mees effektiewe wapens vir effektiewe gebed. So, as jy nie hierdie wapen gebruik nie, gaan jy nie effektief kan bid nie. So hierdie is dalk die fondasie waarop alle ander gebou word. As jy nie hierdie grondslag het nie, gaan jy nooit effektief kan bid nie. So, gee my jou aandag. Die skrif ken jy, dit is so 'n bekende skrif in Matteus 6 vers 33, maar ek weet nie altyd of ons reg verstaan wat daar staan nie. Hy sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die ander dinge sal vir julle bygevoeg word. So jy sien nou waaroor gaan gebed, né? En jy sien wat sê die woord van die Here hier. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die ander dinge wat jy nodig het, al die ander dinge wat jy nodig het, sal vir jou bygevoeg word. Jy moet na die woord van die Here kyk, en oor die woord van die Here nadink, en oor die woord van die Here pyns, as jy wil verstaan wat die woord van die Here sê. So, ons is nou eintlik hier op die rand van die oorgang van die 6 maande wat verby is, en die 6 maande wat voor lê. En ek dink daar is sekerlik baie van julle wat oor die 6 maande wat verby is, was dit dalk moeilik. Vir my was dit ook moeilik, en jy dalk allerhande uitdagings gehad, en allerhande oorloë en gevegte in betrokke gewees. Maar nou is ons by die oorgang, en is die volgende 6 maande van hierdie jaar, en ek hoor die Here sê, dat dit 6 maande van deurbrake sal wees. 6 maande waarin jy sal oes, wat jy jarelang al gesaai het. 6 maande waarin die wonderwerke van die Here sal deurbreek as 'n getuienis van sy goedheid en van sy liefde. Maar daarvoor moet jy posisioneer. Jong, posisionering is die belangrikste element in effektiewe oorlogvoering. 'n Ontmoeting met Jesus verander jou lewe vir altyd. Maar dan moet jou hart eers skoon wees. Jou lewe moet skoongemaak word van al die klatter, van al die verkeerde prioriteite, en al die vrese, en verkeerde gesprekke, en verkeerde afhanklikheid, al die stitte wat ons vir onsself bou. So, kan ons dalk vandag begin met 'n skoonmaak operasie van jou grondgebied, dan wil ek jou inlei in 12 dae van verwoestende oorlogvoering om jou te laat kry wat jou toekom, sodat jy kan instap. En hierdie is 'n spesiaal, 'n 12 dae wat ek gaan gee vir die wat hierdie program kyk en wat dit wil bywoon. Dit gaan aanlyn gebeur, so ek gaan jou al vandag 'n bietjie inlei oor, want dit gaan vir my oor toerusting, né? Ek moet jou wapens in die hand gee. Ek sê altyd vir mense, ek bid nie vir jou nie, ek bid saam met jou. Jy het autoriteit oor jou lewe, maar ek kan saamstem, ek kan vir jou die gebedspunte gee, ek kan vir jou die gebedskools gee, maar uiteindelik moet jy self daardie wapen van jou gebruik en die oorwinning behaal. Ons het nou gesien met 'n konferensie wat ons pas gehad het oor, hulle kan jou nie keer nie.
En daarin het ek elke aand kort lering gegee, en dan het ek vir hulle gebedspunte gegee, 10 punte gegee, en dan het hulle 'n profetiese aksie gekry om dit te bevestig. En die getuienisse wat daaruit kom is net verstommend, dit is asemrowend. 'n Meisie wat op die punt gestaan het van selfmoord. Sy het die konferensie bygewoon, maar sy het klaar besluit, die konferensie was oor 2 weke, sy het klaar besluit by die 2de week, gaan sy haar eie lewe vat. Maar nou, sy is so gedrewe, en sy het nou met die konferensie begin, en sy besluit, maar ek gaan net eers die konferensie klaar maak. En het was hier by die 2de aand in die 2de week, waarin ons profetiese aksies gedoen het, en terwyl ons besig is om die gebede uit te deel, is daar te min gebede vir al die mense wat daar is. En 2 van my vennote spring op en sê, hulle sal gou oor die pad by ons kantoor gaan, nog fotostate maak, en ek wil nog keer, en sê, maar daar's nie tyd nie, toe sal uit. En ek sê, wel, nou gaan ons sing, en terwyl ons sing, stuur die Heilige Gees my. Onthou, ek weet nou nie wat gaan in haar hart aan en wat gaan in haar lewe aan nie. Stuur die Heilige Gees my reguit na haar toe en ek sê, jou gees van selfmoord, ek bind jou hou vas op haar lewe wat ingekom het toe sy as 'n kind verkragt is. Ek bind jou en ek stuur jou uit haar lewe uit, want sy's nie jou eiendom nie, sy behoort aan die Here, uit in die naam van Jesus. Daai vrou sukkel al 22 jaar lank, omdat 'n gees van selfmoord ingekom het met die trauma van 'n verkrachting. 22 jaar sukkel sy, worstel sy dien die Here, maar sy is vasgevang in hierdie greep, wat haar net nie wil los nie. En toe sy uitgaan, nou dat niks dramaties gebeur nie, want die krag van hierdie konferensie het nie gelê in wat ek vir jou gedoen het nie, maar as jy daai gebede gaan bid het, en jy die profetiese aksie gedoen, dan het die wonderwerke gebeur. So mense het self die wonderwerk oopgesluit, omdat hulle getrou, tussen 10 en 12 in die aand, daai gebede wat ek vir hulle gegee het, gebid het, en die profetiese aksie wat daarmee saamgegaan het, gedoen het, om dit te bevestig. Dis die krag van hierdie beweging van die Here wat aan die gang is, dat jy vat die wapens wat jy kry, en jy pas dit self toe, en jy gebruik dit, en dan gebeur die wonderwerk. Toe sy uitkom uit die kerk, het so dat niks dramaties in die kerk gebeur nie, want onthou, waar lê die krag? En sy het in haar kar geklim, en toe sit daai demoon op haar agtersitplek, en hy sê, vanaand maak ek jou dood, want hy het geweet, dat hy het 'n uitsettingsbevel gekry, en hy moet dit gehoorsaam. Hy het nie 'n keuse gehad nie, hy moes luister. En toe wil hy haar nou bang maak en bevrees maak, en sy stuur vir my 'n WhatsApp, en ek sê vir haar, hy kan jou niks doen nie. En daai hele nag het sy deurgebid, haar gebedspunte, haar prayer bullets afgevuur, die koels, en die profetiese aksie gedoen, en die volgende oggend, toe sy vry. Soos in vry, soos in totaal vry. Haar man sê, ek het 'n nuwe vrou gekry. Daai vrou lewe, sy lewe vir die eerste keer in 22 jaar, omdat sy eenvoudig die gebede gebid het, en die profetiese aksie daarmee saam gedoen het. Daar's baie ander getuienisse van hoe die Here wonderwerke gedoen het in hierdie laaste 2 weke, omdat mense die gebede gebid het en die profetiese aksies gedoen het. En ek wil graag hê jy moet daarin deel. Ek wil hê jy moet deel in wat die Here besig is om te doen. In ons eie lewe, my seun het 'n verkooptransaksie van sy huis het mekaar geloop, en toe hy moet nog die huis betaal, en sy huur van die nuwe huis, en hy het dit nie, en dit kos R12.500, en 'n pa het dit nie, maar pa ken die Here. En ek het net die saak vir die Here gegee, en ek sê, Here, my kind het R12.500 'n maand nodig vir sy huis, paaiement waar hy nou bly, hy kan dit nie betaal nie, maar ek gee in die geloof. Ek het dit nie, maar ek gee in die geloof. In die eerste 2 maande was dit baie, baie moeilik. Dit was meet en pas, dit was skuur. Maar daar's 'n krag wanneer jy gee in opdrag van die Here. Daar's 'n krag wat vrygestel word. Selfs wanneer jy jou 10de gee, is daar 'n krag wat vrygestel word. En toe in Mei en in Junie, ewe skielik,
terwyl ons maar normaalweg lewe, terwyl ons alles doen wat ons moet doen, ewe skielik is daar in my, is die hier geld daar, in my rekening, ek weet nie hoe nie. Niemand het inbetaal, daar staan nie 'n inbetaling nie. Dit het net oorgebly. Die Here het net wat daarin was, vermeerder. Die olie in die kruik het nie minder geword nie en die meel het net nie opgeraak nie. En vir 2 maande sien ons hierdie bo-natuurlike voorsiening van die Here. Niemand het vir my R12.000 in my rekening inbetaal nie. Wat daar was, het net vermeerder. So, hier is die sleutel, hier is die geheim. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. So, kom ons kyk wat sê hy. Hy sê soek. Die woordjie wat daar staan in die Grieks is zeteo. En zeteo beteken to pursue aggressively. To crave after. To go after with everything in you. Kan jy sien, jong? Soek eers die koninkryk van God, met alles wat in jou is, die geregtigheid van die Here, die heerskappy van die Here oor jou lewe. Koninkryk beteken, die Here heers oor elke area van jou lewe, hy is koning van elke area van jou lewe. Soek die Here met alles wat in jou is, pursue aggressively. Ek leer mense hierdie beginsel van jy moet begin leer aggressief bid. Aggressief bid, aggressief bid. Bestormers gryp die koninkryk met geweld, staan daar in Lukas. So, soek, pursue aggressively, eers, soek eers, die woordjie eers, in Grieks is proton, dit beteken nie eerste op 'n lys nie, dit beteken eerste in rang, eerste in autoriteit, eerste bo alle ander, supreme, ongeëwenaar, onuitdaagbaar, as daar so 'n woord bestaan. So Jesus sê nie, sit my op jou skedule nie. Jesus sê, maak my jou skedule. As jy daai kan verstaan. So, die rede waarom baie kinders van die Here stak is, gefrustreerd is, uitstel beleef, verward is nie omdat die Here ver van jou af is nie. Dis omdat jou prioriteite dalk verkeerd is. Want mense soek al die ander dinge en ignoreer daai eerste. Mense wil bevorder word, maar soek nie die koninkryk nie. Mense wil genesing nie, maar soek nie sy geregtigheid nie. Die dinge wat die Here tevrede stel nie, die dinge wat die Here behaag nie. Hulle wil 'n deurbraak hê, maar gee nie eer aan die Here se agenda nie. So, ons moet dit regstel en dis waaroor vandag se program gaan. Ek is op 'n sending om jou op 'n plek te kry waar jy ingaan in jou grondgebied vat wat die Here vir jou beloof het. So ek wil jou leer om gebede van oorgawe te bid wat regtig krag het. Gebede van toegang, om toegang te kry en 'n gebede van realignment. Jy gaan die Here vra om jou hart te reset, om jou begeertes te herrangskik en om elke hindernis tussen jou en hom te verwyder. So, ek wonder of jy reg is dat ek 'n verklaring oor jou kan maak en jy moet self hierdie verklaring kan maak. Is jy gereed daarvoor? Ek verklaar dat ek vandag my prioriteite reset. Die Here is eerste, nie op my lys nie, maar in rang en in autoriteit. Hy's bo my werk, hy's bo my geld, hy's bo my verhoudinge, hy's bo my gemaksone, hy's bo my planne. Ek stel hom eerste. Dit moet jou gebed wees. Nou, ek wil jou graag op 'n reis van 12 dae vat. Dit sal dan oor 3 weke strek, maandag tot vrydag en dan die laaste week. So, ek wil jou inlei oor hoe hierdie werk. Ek gaan vir jou gebedspunte gee, 20 gebedspunte wat jy elke oggend voor 6 moet bid en dan in die aand by middernag moet bid, elke dag vir daai 12 dae, wat dan oor weksdae sal wees. Dis belangrik dat jy sal verstaan dat hierdie goed moet met gehoorsaamheid werk. Daar's iets oor wat jy bid voordat jy jou dag begin, dis command the day. Daar's 'n boek daaroor, beveel die dagbreek. As jy nog nie geleer het hoe werk dit nie, gaan na die webwerf toe,
prayerevangelist.com en bestel beveel die dagbreek. Dit sal jou lewe verander as jy verstaan hoe beveel die dagbreek werk. So ek gaan jou 20 gebedspunte gee om beveel die dagbreek te bid. Dan gaan ek jou 20 gebedspunte gee om by middernag te bid. En as jy nie verstaan van middernag nie, kry die geheim van middernag gebedboek, want dit gaan vir jou inlei oor hoekom doen ons dit voor die dag begin, hoekom doen ons dit op middernag. Die geheim van middernagboek kry jy op ons webwerf by prayerevangelist.com. So, wat kan jy verwag om dan in hierdie 12 dae te kry? In die eerste week gaan ons 3 dae gebruik om soek eers die koninkryk. Ek gaan met jou praat oor die krag van die koninkryk. Ons gaan appel doen op genade. Weet jy wat? Ons praat oor genade, maar ons maak dit amper so 'n goedkoop term, né? Daar is ook 'n hele cheap grace gospel wat aan die gang is, wat jy kan maar lewe soos jy wil, genade was jou skoon. Dis snert. Jy moet heiligmaking najag, want sonder heiligmaking sal niemand die Here sien nie. Ons staan by die Here se woord. Genade is 'n troon waarna toe jy kom op die strategiese oomblik van 'n spesifieke versoek. Ek weet nie of jy dit al ooit so gehoor het nie. Genade is 'n troon waarna toe jy kom op die strategiese oomblik van 'n spesifieke versoek. So ek gaan vir jou gebede daaroor gee. En dan gaan ek vir jou gebede gee oor bonatuurlike openbaring. Jy posisioneer om effektief te wees. In die tweede week gaan ons praat oor autoriteit. Jou autoriteit in die Here, breek elke bose ketting, draai elke bose missiel wat teen jou huis gevuur word om, en die bloedwapen. Jy kan nou ook al die bloedwapen aanskaf as jy na ons webwerf toe gaan en kry die bloedwapen boek. Dan in week 3 praat ons oor jou hele huis, jou getuienis, hoe jy jou getuienis as 'n wapen kan gebruik, breek elke vloek oor jou huis, hou nagmaal vir bonatuurlike guns, salf jou huis, finansiële seën. So die hele tweede week gaan ons oor jou huis praat. Dan in week 3, so dis autoriteit week 2, jou getuienis week 3. Kom ek recap net. 1 gaan oor soek eers die koninkryk van God. Krag van die koninkryk, die appel van genade. 2 autoriteit en die bloedwapen. 3 jou getuienis en jou huis. Die hele hoe jy jou huis in 'n bloedsirkel kan kry, finansiële seën oor jou huis, 'n nagmaal vir bonatuurlike guns. En dan in week 4 genade sê nee en die bloed vernietig elke vyandige uitspraak. En dan gaan ek jou leer hoe skryf 'n mens 'n brief vir die Here. Nou, hierdie is geweldige belangrike materiaal. Maar ek wil nie sommer net dit wild en wakker uitgee nie, want jy weet, as 'n mens ook alles in die lewe verniet kry, waardeer jy dit nie meer nie. En die inligting wat jy in hierdie program kry, is natuurlik gratis, vry en verniet. Maar ek soek manne en vroue wat toegewyd is, wat sê genoeg is genoeg, en wat vir die vyand sê, jy gaan my nie langer keer nie, en jy gaan nie langer delays veroorsaak nie. As jy ernstig genoeg is daaroor, wil ek jou op 'n persoonlike 12 dae reis vat, waarin ek jou hierdie goed gaan coach vir 12 dae lank. En hierdie 12 dae gaan jou R99 kos, want ek gaan nie dit net verniet gee, dis persoonlike coaching wat ek met jou gaan doen. As jy dit wil doen, stuur vir my 'n e-pos na arendegebed@gmail.com en sê 12 dae kursus. En dan gaan ek vir jou volle besonderhede aanstuur, sodat jy kan registreer vir hierdie 12 dae, wat in die helfte van Julie gaan ek hierdie klas begin met almal wat dan geregistreer het vir 12 dae persoonlike personal training, waarin ek jou deur hierdie proses gaan vat. So, as jy meer inligting wil weet, gaan jy arendegebed toe @gmail.com. As jy ons boeke wil sien en ander belangrike inligting wil kry, gaan jy na ons webwerf toe by www.prayerevangelist.com. En as jy sommer net 'n gebedsversoek het, kan jy ook ons arendegebed @gmail.com gebruik.
Dis so 'n groot voorreg om hierdie platform te gebruik om tot eer van die Here sy lof te verkondig. Ons is op die vooraand julle van munisipale verkiesings wat deurslaggewend gaan wees. Ek sien 'n beweging van die Here. Ek hoor dit by ons evennote. As jy belangstel om dalk die video's te sien van jy kan my nie keer nie, hulle kan my nie keer nie, gaan na ons Facebookblad toe, is ook op YouTube, na Koramdeo Familie Nuus, en dan kyk jy daar deur die video's van hulle kan my nie keer nie. Daar is 11 video's daar geplaas van die konferensie en dan kan jy dit daar volg. Dis ook op YouTube. Hulle kan my nie keer nie. So, dit is so groot voorreg om jou te bemagtig en ek is so opgewonde dat hierdie beweging van die Here gaan nie oor mense en dis nie ek wat vir mense bid en skielik gebeur daar goed nie. Dis nie ek wat wonderwerke doen en mense kom agter die wonderwerke aan nie. Ek gee die wapens wat ek by die Here kry. Ek gee die gebedspunte in skrifgefundeerde gebede. Ek gee jou skrifgefundeerde gebede. En dis hierdie gebede wat mense self by hulle huise verklaar tussen 10 en 12 in die aand en hulle doen 'n profetiese aksie daarmee en daar is dramatiese verandering. Daar is dramatiese getuienisse van hoe mense se lewens verander. Ek waarborg jou, jy sal nie onaangeraak bly as jy deur hierdie konferensie se materiaal gaan nie. Elke een wat het gekyk het, elke een wat daarin deel gehad het, het getuig van verandering. My lewe het verdiep. Die Here het goed vir my oopgemaak oor hierdie 12 dae wat ek nou met jou deel, het die Here oopgemaak in hierdie konferensie, dat ek hierdie 12 dae personal training moet doen, met 'n coach moet wees vir mense wat net op 'n punt is waar hulle sê, my huis is 'n geen toegang area vir elke bose demoon, vir elke plan van die duiwel. My naam en adres word uit bose agendas uit afgehaal, uit bose registers uitgehaal. My finansies word van kettinge losgebreek. As jy hierdie goed wil hê, as jy moeg is, dat die vyand jou vashou en terughou, dan is hierdie vir jou. So ek wag om van jou te hoor, om dan die 12 dae personal training met jou te doen, om deur hierdie proses te gaan en al hierdie gebede vir jou te gee, en die profetiese aksies te doen. So jy verstaan nou, né? Ek gee dit vir jou, ek gee vir jou kort teaching daaroor, en dan gee ek dit vir jou, en dan moet jy dit self doen, jy moet dit self toepas. En dis die wonder van wat die Here nou besig is om te doen. Ek kan nie wag om van jou te hoor nie. Jy stuur vir my 'n e-pos na arendegebed@gmail.com en as jy wil die personal training doen, dan sê jy 12 dae en dan gaan ek vir jou al die inligting stuur wat jy gaan nodig hê om jou daarmee te help. Nou, dis my storie vir vandag. Dis 'n voorreg dat jy saam met my is en dat jy my volg hierop en mag jy in hierdie week die guns en die seën van die Here beleef en dat die wêreld na jou sal kyk en moet erken, jy is die geseënde van die Here.